Ek wil vanmôre met u so 'n bietjie praat oor 'n baie belangrike saak in die kerkewêreld. Baie dankie my kind. En dit is gebed. Nou, ons kan baie lank oor gebed praat, maar ek wil nie lank oor dit praat nie. Ek wil net van die belangrike dinge vir vandag uitwys en met u deel. Want dit is 'n groot, belangrike saak in 'n kind van die Here se lewe, is gebed. Nou, bid nie altyd reg nie, party bid mooi en party bid nie mooi nie. Maar dis nie hoe mooi of hoe pragtige woorde jy kan uiter nie. Dit gaan oor opreg is jou hart. Daar lê die ding. Nou ek wil begin met die Matteus die 6de hoofstuk. Vanaf die 9de vers, as jy 'n Bybel het, kan jy saam met my lees. Waar die disippels vir die Here Jesus gevra, leer ons om te bid. Nou ek kan nou nie vanmôre die hele Onse Vader met u deel en want ons geweldig baie goed in die Onse Vader om te leer. Ek wil so 1 of 2 dingetjies aanraak daar. Want as dit nie te veel praat nie, dan onthou ons net die helfte. Maar as ek bietjie minder praat, onthou ons alles. Amen. As jy reg moet maar lees, Matteus 6de hoofstuk, 9de vers. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom en laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ek wil net eers so daar stop. Ek gaan nou nie oor die brood preek vandag in verhoging by die werk in die goed nie. Ek wil met u praat oor 2 aspekte wat ek nou hiervoor gelees het. Die eerste een is, waar hy vir hulle sê, Onse Vader, laat u naam geheilig word. Vir my beteken dit eintlik, dat mense u sal aanbid. Dat mense u sal vereer, vir wie u is. Nou daarmee, kan ons onsself baie lank besig hou, afhangend, hoe goed ons die Here ken. Want aanbidding is eintlik om te vereer vir wie hy is. Weet ons regtig wie is die Here en hoe groot is die Here? En om dit te kan, 'n gedeelte daarvan te kan besef, is dit van die uiterste belang dat ons God die Vader leer ken in die Ou Testament. Ek is nie 'n Ou Testament prediker nie, maar ek leer baie dinge van God die Vader in die Ou Testament. Ek leer sy vermoëns ken. Ek leer in die Ou Testament, as God iets gesê het, dan sal dit so wees. Niemand gaan dit verander nie. Ek leer in die Ou Testament, dat die Here is ernstig met die mense. As ek net vir u ietsie vertel, was my siening, u mag met my verskil, en u wat na my kyk op die Facebook-programme of op die YouTube, mag met my verskil, en tuurlik mag jy met my verskil. Maar weet u dat, die woord sê in die begin, het die Gees van God oor die aarde gesweef, oor die waters gesweef. Die aarde was gevul met water, was toe met water. Vandag nog kry jy baie van die wetenskaplikes wat opgrawings doen en die karkasse kry van dinosaurusse, van reuse, snaakse voëls. En ons kan dit nie misken nie, dis daar. Maar ek het die indruk gekry, dalk is ek verkeerd, maar ek het die indruk gekry, daar was 'n bestaan voor ons op die aarde. En God het dit totaal vernietig, want dit het hom nie die plesier gegee wat hy daaruit wou hê nie. Want die woord sê God wil aanbid word. Hy sê in Johannes 4, vers 23 en 24, God is gees. En God soek mense wat hom in gees en in waarheid aanbid. Dis al die regtig die rede, werklik die rede, waarom God die plan gekry het om sy seun te stuur, om vir ons sondes te sterwe, sodat ons hom in opregtheid kan aanbid.
Want die Bybel sê, God is 'n jaloerse God. Hy wil nie hê, ek en u moet die duiwel aanbid nie. Hy wil hê, ons moet hom aanbid. Toe stuur hy iemand om ons los te maak van die duiwel. Sodat ons die duiwel nie meer sal aanbid nie, maar hom alleen sal aanbid. Dit is basies die rede, wat ek vandag vir u sê, dit is my mening, u mag me nog by verskil. Dit is basies die rede, waarom God jou kom red het. Want as jy dink, as ek maar dink in my lewe, hoe 'n slegte sondaar ek was, dat was nie eintlik die moeite werd gewees om vir my te sterwe nie. Ek weet nie of u sulke goeie sondaars was nie. Jy lyk vir my almal sulke redelike, ordentlike mense. Maar ek is 'n slegte sondaar. En ek was nie die moeite werd om iemand te stuur om my te red nie. Maar God het. Hoekom? Omdat hy wil hê, die mense moet hom aanbid as die lewende God. Want weet u wat sou gebeur het, as Jesus nie gekom het nie? Sou jy vandag nie een mens op die aarde gewees het, wat God die Vader aanbid nie. Sou die een wees nie. There won't be one. If God didn't send his son to die on the cross of Calvary, there wouldn't be one worshipper on earth today. Not one. Not a single one. So die Here het sy seun gestuur om ons los te koop van die vyand met die doel. Nie dat ek kan sê, ek gaan die hemel toe, I'm going to heaven, hallelujah. It's not only going to heaven. God needs our worshiping. He wants us to worship him. Verskoon my Engels, hier's 'n Engelse dame vanmôre, moet ek 'n bietjie Engels spreek ook. Ek het vanmôre vir Rodiaan gesê, ek moet hom eintlik groet in Engels, want hier's 'n Engelse dame vanmôre. Maar God het ons kom red met die idee, die doel was sodat ons hom kan aanbid en nie die vyand nie. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie net oor, ag die Here het my ander werk gee en die Here gaan my dit doen en die Here gaan my dit. Ja, hy sê verder, gee ons daaglikse brood, hy is daar is geskrywe ook daar. Hy het dan daar ook vir ons voorsien. Maar die aanvanklike doel was om mense te kry om hom weer te aanbid, wat die skepper is, wat die maker is. Dis waaroor God ons gered het. Nou as ek en u nie die Here vandag dan in die gees en in waarheid aanbid nie, dan mis ons die doel waarvoor Jesus gekom het. Stem jy nog met my saam? Wie stem nie saam met? Geef maar jou hand op, ek sien, dan kan ek 'n bietjie bestraf. Sal nie regtig nie. Maar mense, as ons dit kan besef, dis waaroor die hele doel van die bloed van die lam gekom het. Om ons los te koop uit die mag van sonde, om ons te reinig van ongeregtigheid, dat ons 'n skoon, heilige lewe kan lewe, dat ons met 'n opregte hart hierdie God kan vereer vir wie hy is. Dis waaroor God dit gedoen het. As ons daardie waarheid kan begryp vandag. Hy het jou gered, ja, jy gaan hemel toe, prys die Here vir die hemel. Daar's mense wat goeie leiding kan gee, hoe lyk die hemel, ek weet nie hoe lyk dit daar nie. Maar ek gaan definitief even daar sien, nie meer baie jare van nou af nie. Is nie meer 50 jaar, soos wat sommige van ander mense nog kans het nie. Maar ek wil vir u sê, of die hemel nou is soos wat hulle reken het gaan wees, ek wil nie my tyd spandeer om te wonder hoe lyk dit in die hemel nie. Want Jesus sê, ek gaan vir julle 'n plek voor te berei. As ek klaar is, kom ek julle haal, julle kan weet waar ek is. So hy het 'n goeie plek gaan voorberei, dis verseker. Maar dis nie waaroor alles gaan. Ek moet net so lewe dat ek na die hemel kan gaan nie. Ek het vanaand weer gesondig. Baie mense het gebed het, Here vergewe my, dankie vir die brood, die kos wat eet, maak ons reg dankbaar, en Here vergewe my skulde, my sonde, amen, as hy gaan na die hemel toe. Heeltemal die doel gemis, het heeltemal die doel van Jesus se koms gemis, totaal gemis. Eintlik gaan dit oor aanbidding. Ons dienste behoort eintlik 'n tyd van aanbidding te wees. Nie net te staan rondkyk en sê, ek krap nie oor hierdie ou se koortjie sing nou vanmôre so lank, ek hou nie van daai koortjie nie. 'n ander koortjie sing, daai koortjie klink beter hierdie een. Of miskien as ek besoek al weer daai koortjie. Ek sê vir my vrou gister, as hulle vir my vra om die sange uit te kies, dan sing ons elke dag What a Mighty God We Serve. Dis al wat ek ken. Ek sing hom elke dag. What a Mighty God We Serve. En dan gaan ek aan speel ek 'n gitaar, wat ek ook al speel. Dan sing ek lekker, What a Mighty God. Want eintlik is, dit klink lekker hande klap, maar eintlik is dit aanbidding, want jy sê eintlik wie hy is. Jy beskryf eintlik God met daai koortjie. As ons kan oplet wat ons sing, en dit wat op die
woorde wat daar verskyn, my woorde maak, dat dit my aanbidding word, dan bereik ons die doel waarvoor Jesus gesterf het. Mense, ek kan nie genoeg dit onderstreep of dit duideliker probeer stel nie, hoe belangrik aanbidding is. Ons kan ure gebruik om God te aanbid. En weet jy wat doen die Here nog verder? Om ons te kry om hom in opregtheid te aanbid. Ek kan ook nie sê opregtheid aanbid nie, want ek weet nie regtig nie. Maar wanneer ek in 'n taal bid, sê die woord in 1 Korintiërs 14, dan is my gees besig met God te praat en hy bespreek verborgde dinge wat my verstand nie kan verstaan nie. So ek weet nie of ek hom aanbid nie. Ek aanvaar, ek aanbid hom, want dis hoekom God my gered het. Hy wil hê ek moet hom aanbid. So ek kan aanvaar, as ek in 'n taal bid, aanbid ek die Here, want dis wat hy van my vra. Hy soek by aanbidding. Maar as ek met my eie verstand kan gaan sê, Here, ek wil U vereer vanmôre. U is daardie wonderbare God, wat die Rooi See oopkloof, dat U volk op droë grond kan deurstap. Eendag het daar 'n ou baas in my gemeente in Pretoria gepreek. Ek kan nie eens sê van onthou die ou pastoor, hy's ook al dood. Hy sê die volk van die Here stap deur die Rooi See, dat die stof so staan. Dis nogal iets om te sê, hoor. Stap deur die see, dat die stof so staan, en die Egiptenare val vas in die modder, agter hulle. Dis die God wat ons aanbid. Daar sulke dinge in die Ou Testament wat ons kan lees. Mense, ek het al so baie dit gesê, maar ek wil dit weer 'n keer sê, want ons moet begin soek na goed in die woord van God. Begin Ou Testament lees. As baie van die Ou Testament het nou geslagsregisters en die wet van Moses, Levitikus boek, daai boek is moeilik om te lees. Jy voel nadat iemand gaan jou nou met klippe doodgooi, jy is net bang om jou kop te draai, want hulle stenig jou vir enige ding. Die geringste wat jy oortree, stenig hulle jou. Maar as jy daai Ou Testament gaan lees, en jy gaan sien, wat se wonderlike dinge God gedoen het. Hoe groot is God? 'n reus staan daar, ek daag die slagorde van Israel uit. Hier kom Dawid 'n skaapwagtertjie, met 'n slingervel. En hy gooi daai reus met die eerste klip dood. Dis nie hy nie, dis die Here. Want Dawid was God se man. God het homself openbaar, hy het hom openbaar in die Ou Testament. Die Nuwe Testament, dis eintlik wat ek in lewe, die wonderlike dinge wat daar staan, beloftes in die woord van die Here, wat my riglyne is, waarvoor ek moet lewe. Ek verstaan dit, en ek is baie dankbaar vir dit. Maar weet jy wat, ons sien bitter min wonderwerke, want weet jy wat, toe Jesus op die aarde gelewe het hy in die Ou Testament gelewe. Die Nuwe Testament het eers gekom, toe Jesus opstaan uit die dood uit. Tot op daai stadium was Jesus nog onder die wet. Hy was Ou Testament, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Ou Testamentiese tydperk. Alhoewel staan in die Nuwe Testament geskrywe. Eintlik moet dit onder die Ou Testament geval het. Want die wet is nog aan die gang daar. Jesus moes die ouens daar die tempel uitjaag met 'n sweep. Hy het 'n sweep gaan vleg. Kan jy dit dink? Jesus besluit, ek gaan nie die ouens uit die tempel uitjaag. Maar hy het niks nie. Hy gaan vleg vir hom 'n sweep. Hy sit en bedink, ek gaan hierdie ouens nou wys. Hy sit sy sweep en vleg en sê, wag, ek gaan hulle roer. Hierdie besigheid. Dit is Ou Testamentiese tyd. Maar in die Ou Testament leer ons God, die Vader, ken. Weet jy dat God met Moses op die berg praat? Maar dan mag nie eens 'n bees op daai berg kom nie. Want God is daar, so heilig is hy. God laat net vir Moses toe, en Moses kan God ook nie sien nie. God draai sy rug vir hom. Hy kom van die berg af, sy gesig blink van die heerlikheid van God. Mense, ek wens ons kan daardie ondervinding kry in ons gemeente, dat ons een oggend by hierdie kerk uitstap, en mense gaan sê, hoekom blink jou gesig so? Hoekom blink jou so gesig so, suster? Hoekom blink jy so, broer? Wat is die moeilikheid? Sê, ek was by die Here. Ek was by die berg van die Here. As ons dit goed kan ken, dan kan ons sê, Here, leer my om te aanbid. En dit wat ek vandag wil duidelik onderstreep. Aanbidding is van die uiterste belang. Jesus sê hierso, as onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U aanbid mag word. Dis wat hy vir die disippels sê. Leer om God die Vader te aanbid. Is jy nog met my?
Jy kyk my vanmôre so stil aan, asof ek nou iets verkeerd gesê het hierso. Halleluja. Kan ek maar nog 'n bietjie aangaan? Laat die koninkryk kom, laat u wil geskied. Laat u wil geskied. Wanneer gaan die wil van God geskied? Hoe geskied die wil van die Here? Wanneer ons gehoorsaam word. Om te doen wat die Here van ons verwag om te doen, dan gaan die wil van God geskied. Wat is die wil van God vir die geredde mense? Om soveel mense as moontlik te kry, om los te kom van die vyand, om God te aanbid. Dis ons doel. Jesus het begin, hy sê, gaan verkondig hierdie evangelie, doop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om my gebooie te onderhou. Ons werk, dis die roeping van die kerk, te evangeliseer en om mense te leer. Ek probeer vanmôre 'n paar dinge te leer, dalk weet jy dit in elk geval, maar dan gaan ons maar weer 'n keer daaroor as 'n herhaling, totdat ons dit reg kry en kan doen. Want weet jy, gehoorsaamheid is eintlik die hoogste vorm van aanbidding. Is die hoogste vorm van eerbied. Ek weet nie, jy het seker ook iemand in die huis wat vir jou help die huishouding doen, regmaak en eenmaal 'n week. Sal jy van 'n ongehoorsame een hou? Die vloer half afvee, jou koppies half was en chip, jou geld steel, jou klere leen wat jy nie van weet nie, bring hom volgende week weer terug. Jy kry dit baie hoor. Jy lag, jy kry dit baie. Hulle leen jou klere. Jy moet vir jou bediende kry, vir huiswerker kry, wat nie dieselfde lyf as jy het nie, hoor. Hulle leen jou klere, my broer. Trek jou langbroek aan, hy tuinboy trek jy lekker jou langbroek aan die naweek, gaan hy daar by die platteland by sy huis, gaan hy lekker party hou. Maandag stuur hy die broek weer terug saam met sy vrou werk toe. Was er mooi, stryk hoe mooi dat nie. Ek weet sê, ek het nog nooit regtig gedink nie, maar ek dink hulle doen dit hoor. Maar gehoorsaamheid. Ek sien op die telefoon, skryf daar 'n vrou, sy soek 'n diensknegt. Maar sy moet getrou wees, sy moet kan naaldwerk doen, sy moet klere kan regmaak. Ek dink jy gaan dat nie kry nie. Waar gaan jy kry? En sy moet betroubaar wees, sy moet nie geld jy soek dit nou, ek wou eers vir antwoord sê, maar tog nie, nou steek ek my hande in die moeilikheid in hierso. As ek liewer sou stil bly. Jy gaan nie een kry wat nog kan naaldwerk doen nie vandag nie. Maar gehoorsaamheid as 'n kind van God. Gehoorsaamheid lê nie net by die 10de nie, hoor. Ek is nie 'n 10de prediker nie, hoor, regtig, ek in my hart. Ek vra nie geld nie. Die wat gee uit hulle eie hart uit omdat hulle wil gee. Ek vra nie, gee my 'n paar rand nie. Ek vra nie. Maar weet jy, as mense gehoorsaam kan word aan 'n opdrag van die Here. As jy die oggend opstaan en jy voel in jou hart gelei in jou gees. Ek wil vanmôre vir pastoor Kai gaan bid. Ek wil hom gaan bestraf. Ek het ook bestraffing nodig van tyd tot tyd, hoor. Maar jy sê, nee, ek kan nie die pastoor gaan bestraf nie. Hoekom nie? Gehoorsaamheid is beter as offerande, sê die woord van die Here. Word liewste gehoorsaam en doen wat die Here sê. As ons net 50% van ons gemeentelede kan kry om gehoorsame kinders van God te word, gaan jy sien hoe baie nuwe siele gaan tot bekering kom. Want dan gaan almal van ons evangeliseer. Ek probeer my bes om produkte daar te stel om te help, hulpmiddels, daar's boeke en blaadjies en beskrifte en goed. Jy moet net daarvan vat en gaan gebruik. Word net gehoorsaam aan die woord van die Here. Die Here se woord is nie net vir die pastoor gaan verkondig die evangelie nie. Hy's vir elke een wat gered is dit nodig om dit te doen. Ek probeer my bes, dalk is dit nie goed genoeg nie, dan weet ek nie, ek kan probeer beter gaan, maar daar's genoeg materiaal daar, wat jy kan gebruik, om 'n siel vir die Here te wen, as jy regtig wil. Want gehoorsaamheid is 'n hoogste vorm van aanbidding, want weet jy wat, mense is gehoorsaam aan 'n persoon wat gesag het.
As ek nou by die Toyota fabriek instap, en die bestuurder en die direkteur sê vir my, ek wil hê, jy moet net so 'n bietjie wag, ek is besig, ek wil jou sien, moenie loop nie. Dan sal ek vir 'n bietjie wag. Maar as die hekwag vir my sê, ek wil nie jy moet nou die bestuurder en die direkteur gaan sê, die wag 'n bietjie. Sê ek, wyk Satan, wie is jy? Praat nie met jou nie. Jy het nie gesag nie. Gehoorsaamheid gaan oor erkenning van gesag. Erkenning van die hoë stand. En om gehoorsaam te word aan God is belangriker as om gehoorsaam te wees aan die bestuurende direkteur van Toyota. Mense, ek raak nou ernstig oor die ding, want dit is my werklik baie belangrik om dit te weet nie. Om gehoorsaam te word, want weet jy wat gebeur met 'n gehoorsame diensknegt? Hy word gewoonlik verhoog na 'n hoër posisie toe. As jy wil groei in die krag van God, word in die eerste plek gehoorsaam. Nie gehoorsaam aan die vyand nie, gehoorsaam aan God. Hoe sal ek weet? As ek die woord het, is al baie belangrik. Maar as die Heilige Gees hierdie woord vir my lewendig maak, want die letter is dood, sê die skrif, maar die Gees maak dit lewendig. As ek die boek lees, die Bybelboek lees, en die Gees van God maak dit vir my lewendig, en ek word gehoorsaam aan dit, wat God deur sy Gees lewendig gemaak in my, dan kan ek verwag, dat God my gaan verhoog na 'n hoër posisie. Nie om te spog en te sê, ek is nou ouderling. Nou, baie ouderlinge wat nie naby die Here is, jy hoor, wat ek van weet. Maar om verhoog te word in die Gees, want hoe hoor jy verhoog word, hoe nader aan die gesagsposisie kom jy, aan die een aan wie jy verhoog het. En as ons hoor kan word in ons gesagsposisie, dan kan ons begin dink aan wat die woord van die Here sê, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings deur te werp. Want weet jy, almal kan dit nie reg kry nie. Jy verstaan, ek wil ook daar kom. Ek wil ook die vestings van die vyand neerwerp. Kan ek vir jou 'n paar vestings noem? Ek wil nie. Dan trap ek op tone. Ek wil nie op tone trap nie, ek wil net die woord van die Here leer. Maar een van die grootste vestings van die vyand is gehoorsaamheid aan die vlees se begeerte. Is 'n gehoorsaamheid in die vleesbegeerte. Is 'n vesting van die Satan. En die woord sê, ons wapens is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God, 2 Korintiërs 10:4. My wapens is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Ons moet vestings begin verbreek, mense. Hier's vestings in Witbank, en hierdie area wat ons werk hierso, is vestings van die duiwel. Eendag het broer Gert my vertel van al die vestings wat hier is, van dwelms. En goed, in hierdie area, hierdie plek wat ons hier so nou besig is om kerk te hou, ons hou so holy. Hier's vestings van die duiwel reg rondom ons, wat nou aktief besig is om te funksioneer. Nou. En ons sit lekker agteroor en sê glory. Watter wapens is dit? Jy kry hom eers net as jy gehoorsaam word aan die Here. Ek onthou, ek was in 1964 in die weermag, vir 9 maande, daardie was net 9 maande, prys die Here. Dat is net 2 jaar later 2 jaar geword. Maar boet, geef ons 'n R4. Jy weet nie wat ek kan dis voor en wat ek kan is agter nie. Hulle moet eers vir 'n week of 2 leer, wat ek kan die patroon om en wat ek kan gaan uit. Jy kan weet wat jy doen. Want as jy vir iemand wat onbekwaam is, 'n outomatiese masjiengeweer gee, en jy weet nie hoe hy werk en wat sy gevaar is nie, kan hy baie skade aanrig. So, hulle leer jou eers verantwoordelikheid om gehoorsaam te word. Dan gee hulle vir jou 'n wapen in jou hand en sê, dis hoe die wapen werk. Dan gaan jy skietbaan toe. Dan begin jy daar by die 1000 meter skiet. Dis ver. Dis 1 kilometer ver. Dan lê jy en skiet. 900 meter lê jy weer en skiet. Daar by 600 meter begin jy op jou een knie staan en skiet. En daar by 300 meter begin jy staan, want jy moet hardloop. Jy is nie van stap na die volgende. Jy moet hardloop en daai vol pak op jou rug met die gewere, dan gaan jy 'n teken skiet. Daai teken gee aan die kant, 1 kilometer ver. En as jy nie weet wat jy doen nie, is jy gevaar. Jy kan mense doodskiet langs jou. Jy moet weet wat jy doen en in gehoorsaamheid optree. Mense, ek vanmôre, ek weet nie hoe om dit
meer ernstig te benadruk en ernstiger op u hart te lê nie. Om gehoorsaamheid aan die Here bring gesag. En Lukas 10 vers 19 sê Jesus Christus vir sy disippels, ek gee aan julle die mag oor al die krag van die vyand. Maar dis 'n saak, jy kan daai skrifgie gaan lees en sê, "Ho, kyk hier wat die Bybel sê." Die Bybel kan met sulke groot letters skryf. Maar as jy nie geleerd om gehoorsaam te word nie, tel hy skrif nie vir jou nie. Want God gee nie gesag aan ongehoorsame mense nie. Dis hoe maklik soos dit. As jy die gesagsposisie wil ingaan in jou gebedslewe, moet jy die gehoorsaamheid aan God begin bid. Want daar's dinge wat die Here vir ons gee om te doen. Matteus 10:17 vers 20 sê, as jy geloof is as 'n mosterdsaad, sal jy vir hierdie berg sê, werp jouself in die see. En as jy glo wat jy sê, sal gebeur wat jy sê. Maar ek vanmôre vir u sê, nie elke keer is dit reg nie. Want jy moet in 'n gesagsposisie kom. Hoe kom jy daar? Deur die geloof, in die eerste plek, geloof in die woord van die Here, gehoorsaamheid aan die woord van die Here en aan die leiding van die Heilige Gees, dan gaan jy in 'n gesagsposisie groei. As jy daar kom, dan gee die Here vir jou gesag oor elke duiwel. Nie elke een rap in sy maat gaan 'n duiwel uitdryf nie, hoor. Wat ek nou vandag vir u sê, is nie so maklik nie. Ek wil iets vertel, ek het al vir u vertel, ek probeer nie spog nie, maar vir die luisteraars wat dit dalk nog nie gehoor het nie. Dis baie jare terug, 1990. Hoe is 'n tentveld tot daar in Middelburg. En die Here gee vir my opdrag, ek moet vir 40 dae vas. My oulede vrou het saam met my gevas vir 40 dae. Ek was mooi maar ons hou 'n tentveld tog. Alhoewel, en ek weet nie wie daar al geleef het, was jy daar? En daai tentveld nog, die eerste diens, begin die Here mense gesond maak, toe moet nog terwyl ons sing, niemand nog vir hulle gebid nie. Begin die mense uitroep, God het my gesond gemaak, die pyn is weg. Een is doof en ander kan dit, en niemand raak in hulle nie, maar die krag van God is daar. Maar ek wil vandag sê, ek spog nie met dit nie, maar as iets wat ek geleer het, ek moes gehoorsaam word aan die Here, om vir 40 dae te vas, nie te eet nie, net water te drink, dat is 'n pad om te loop oor. Maar gehoorsaamheid het gemaak, dat God se krag gemanifesteer het daar. Die laaste aand, wat haar ou baas oom De Bruin, toevallig julle van, hy sê, hy bel my maandagmôre, pastoor, my kleindogter is by die huis, sy is verlam. Wil jy nie vir haar kom bid nie? Ja, ons sal vanaand gaan 6 uur. Ons kom 6 uur daar. En hy het nooit vir sy kinders gesê ek kom nie. Sy kinders, die man het vir die departement openbare werke gewerk. En sy baas die aand kom eet by hulle. Is groot tafel gedek met blompotte en goeders. 'n Paar bottels drank ook nog tussenin. Klop die deur, sê nee, ek is pastoor Bekes. Oom Burger het gevra, oom De Bruin gevra, ek moet vir sy kleindogter kom bid. As ek regte is, ja. In Jalastraat nommer 90 in Middelburg, Kanonkop. Sê, ja, pastoor, maar kan jy nie ander aankom nie? Vanaand my baas nou kom eet by ons, ons het nou mense om te eet. Ek sê, jong, ek kan nie ander aankom nie. Ek het nou baie afsprake. Hierdie tentveld tog het my baie werk gegee. Ek moet maar nou kom. Hy sê, jy omgee in die kamer te gaan bid. Ek sê, ja, nee, is reg, in die kamer bid. Ek het nie geweet wat gaan gebeur. As ek geweet het, sou ek gesê het, dat die baas maar liever eers huis toe gaan. En toe, voor ons in die kamer ingaan, kom die moedertjie. Sy sê vinnig ons, pastoor, ek kan nou nie weg van die tafel af, met die mense is daar. Ek net vir jou vertel, ons kom van Suid-Rhodesië af. En ek kon nie swanger raak nie. Toe laat ek my swanger maak deur inseminasie. Ek dink hulle moet so, nee. Ek ken nie die woorde als nie. En ek het 'n bediende gehad, wat nie kon swanger word nie. Maar die tweede kind, toe kom ek intussen tot 'n bekering, en ek vra die Here om my te help, toe word sy swanger normaal. En die bediende jaloers, gaan sien in Sangoma, vervloek hy baba binne in die moederskoot. En toe sy 13 jaar oud word, na puberteitsjare. Toe begin sy lam word, sy kan nie meer skooltas dra nie. Kinders dra 'n tas. Nou dan kan sy nie meer loop nie. Hulle dra op 'n stoel van die een klas na die ander klas, daar in Middelburg Hoërskool. Na die ander klas toe. Sy kan nie loop nie. Later kan sy nie meer, hy kan nie meer dit doen nie. Haar pa koop vir 'n rekenaar.
om haar skoolwerk te doen. Sy werk 'n rukkie, jy kan sê, haar vingers is lam, hulle val as op die rekenaar se kledelbord. Kan nie rekenaar werk nie. Nou sê ek myself, waar was ek nou? Wat moet ek nou hier goed? Ek weet nie, ek het nog nooit in my lewe te doen gehad met so 'n kom en vloek nie. Ek weet nie hoe werk die goed nie, man. Maar weet jy wat? Die gehoorsaamheid aan die Here voor die tyd het gemaak dat God my gesag gegee het oor daai duiwel. En ons het 6 uur die aand begin bid, 9 uur. Ek wil vir jou sê, ek praat nie, ek jok nie wat ek nou vir u sê, ek praat die waarheid. Die honde het gechunk, die bure se honde het gechunk soos ons bid. Daai baas wat sit eet, hy sê vir sy mense, as hy 'n ander keer kom eet, hoor, ek kan nie hiermee bid nie, ek raak bang. Want ons bid dan, praat in tale, ons bid en praat in tale, sê nee, los op in die kos, hulle loop, hulle gaan huis toe. Die honde chunk, 9 uur, die aand, op die kop. Skielik is al die honde doodstil, daar's niks nie. En die meisiekind lê op die vloer. Sê, can I walk now? Nou, nog in Engels ook dit werk doen met ons Engelse mense. Can I walk now? Sê, yes, you can walk. Get up and walk. Daar staan Oshamain O'Neil op. En sy loop. Ek gee die Here die eer, is nie ek nie. Ek nie. Maar ek het iets geleer mense en ek wil vandag vir u sê, as ons dit kan regkry om God te aanbid in gees en in waarheid en om gehoorsaam te wees in ons gebedslewe, dan het ons mag en gesag om die werke van die vyand te verbreek, want dis wat God vir ons gee. Ons kan berge verskuif. Wie wil regtig 'n berg skuif? Hy praat eintlik van omstandighede. Hy praat van 'n probleem. As jy 'n probleem het, en ek moet jou gaan help, en ek het die gesag, en ek het God aanbid en in geloof gelewe, en in gehoorsaamheid gelewe, het ek en u, wie ook al wil, die gesag om die werke van die vyand te verbreek, sy woord sê, om vestings neer te werp. Dit is 'n vesting van die Satan, wat mense weghou van die kerk af. Dan mense hoor wat ek vir u sê, het die Here bitter nodig in Suid-Afrika. Ons mense, almal, wit en swart, het die Here bitter nodig in Suid-Afrika. God soek 'n man en 'n vrou wat wil gehoorsaam wees. Sê, Here, ek wil U aanbid met my gehoorsaamheid. Nie met geld nie. Geld is nie eers om hier om gehoorsaam te wees. Jy het nie sit met 100.000 rand in die bank. En jy sê jy het nog gehoorsaam gewees, jy jou 10de gegee. Dankie vir jou 10de, ons sal dit ergens kan gebruik, ek weet net nie wanneer nie. Maar miskien ernstiger. Maar dis nie al nie, daar's ander dinge. Die groot ding om gehoorsaam te word, is om God te aanbid. Jou knieë te buig, 4 uur die môre, 5 uur die môre, 2 uur in die nag. Jou knieë te gaan buig in die voorkamer, of in jou binnekamer, of in jou buitekamer, waar jy ook al wil. Ek kan net nie sag bid nie, ek het 'n probleem. Daar in Middelburg waar ek en my vroukie gebly het, pragtige mooi huis met 2 vloere, ons het 'n groot slaapkamer bo, ons is smart, dit is ryk mense ook daarso. Dit is ryk mense gebly. In die oggend 5 uur gaan bid ek onder in die studeerkamer. Daar agter ons het mense gebly. Ek het nie geweet hulle kan my hoor nie. En die mense is Israeliete. Die British Israelites. En die oggend ek begin bid, dan sê die vrou van man, maak toe die venster, dan bid hy Mohammed dan alweer, want ek bid in tale. Ek het nie geweet nie. Eendag te kry is daar op die hoek van die straat. Toe daar is 'n lied vir ons preek, vir my en vir Marie. Dus ek het vir my man gesê, as hy begin bid, so maak toe die venster, dan bid hy Mohammed dan alweer. Sê, halleluja. Ek het seker 'n Indiër taal gepraat, dalk verstaan sy dit, ek weet nie. Maar weet jy wat, as God mense kan kry wat wil aanbid en om eer vir wie hy is, gaan daar iets gebeur. Gaan iets in hierdie gemeente gebeur. Daar gaan dinge gebeur wat jy nie verwag het nie, wat jy nie geweet het kan gebeur nie. God praat met elke man en vrou in hierdie plek vanmôre. God wil hê jy moet hom aanbid in gehoorsaamheid te doen wat God vir jou gee om te doen. Weet jy, ek was 'n vakleerling by Olivetti. Ek het in 1963 begin werk, dus ek 16 jaar oud. My pa is die dag na my verjaardag oorlede, toe gaan werk ek, daar is nie meer geld vir die skool nie, gaan werk ek, staan as 9 uit die skool uit. Mense, dit was moeilik geweest.
moeilike pad, kom uit 'n Pinksterhuis, het groot geword in 'n Pinksterhuis. Maar ek is kwaad, want die Here het my pa weggevat, en ek gaan nou bier drink. En ek gaan Texan rook. My mikpunt. Stupid kan jy wees, né? Yes. Ja. Nee, en ek gemaak in die musiekwêreld betrokke geraak. Veel groot basviool. Saam met 'n orkes. Vrydaande en Saterdagaande. Ek maak meer geld oor die naweek met die orkes as wat ek salaris kry by die werk. My salaris by Olivetti was R7 'n week. Kontant. Daar was nie oor bankoorplasing soos vandag met 'n kaartjie nie. Ek gee jou 'n geel boekie, Volkskasbank. Ja. Goeiedag. Maar weet jy, in daai dag, toe ek dit kon doen, toe doen ek dit nie. Ek onthou net voor ons nou Nelspruit Hoërskool toe gegaan het, ons in Sinien gebly. Kom Ras Erasmus met 'n tentveld nog daar in Sinien aan. Jo, daai man was vol van die Here. En daai tentveld tog, jy sien die goed gebeure, hoor die bonatuurlikste goed gebeure, as Rassie vir die mense bid, die lammes loop, by ooggetuie gesien hoe 'n lamme loop. En hy maak 'n uitnodiging, my broer Koos, hy's net 'n jaar, bietjie meer as 'n jaar ouer as ek, hy's al oorlede, van ouderdom. Hy gaan kniel uit. My ma sê vir my, gaan jy nie ook uitkniel nie? Ek sê, nee, man, ek bang vir daai oom. Ek is bang hy bid vir my. Maar daardie Here het met my gepraat, ongehoorsaam. Ek het nie gehoor, as ek daai aangehoorsaam was, het ek verder gestaan in die geestesriem as wat ek vandag staan. Maar ongehoorsaamheid het my die hand van die Here uitgehou. Ek wil u vanmôre so inspireer. Ek bid, Here, dat u Gees vanmôre so my woorde salf. Dat ek lewende saad saai vanmôre in hierdie hongerharte. My God, dat elke woord wat ek spreek so gevul word met die krag van die Heilige Gees, dat môre in hierdie plek nuwe plante geplant word, nuwe manne en vroue opstaan, 'n boom wat kan vrugte dra, Raboshangaya, 7 jaar elke dag van die week kan dra, vrugte kan dra, dat die woord van God lewendig kan word. My God, dat hy ons kan dra en ons verdra. God soek gehoorsaamheid. Ek het groot geword in die Pinksterkerk toe die vroue nog hoede gedra het. En 'n vrou mag nie make-up gedra het nie. Mag ook nie 'n lang broek dra nie. Arme vrouens kry swaar gekry, man. Party van hulle is so lelik as jy die mascara afhaal, ek weet, ken jy nie meer die vrou nie. Maar so het hulle maar gelyk in die kerk, 'n ou tannetjie, maar nog jong, hy lyk al oud. Want dit is lelik, as nie make-up aan nie. Maar party mense se make-up maak hulle maar 'n bietjie mooier, is maar so. Kyk hoe mooi is my vrou. Maar sy is mooi, prys die Here. Maar daai was so onder die wet, mag nie raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Maar die krag was nie altyd daar nie. Here, ek bid u. Ek is nie beter as ander predikers nie, Here, ek is nie eens minder gehoorsaam as hulle. Maar ek bid u vir 'n gemeente wat gehoorsaam kan word aan u, sodat die krag van u sterkte aan die wêreld buitekant vertoon kan word, kan sê, my God kan dit doen. Hy gebruik my, omdat ek gehoorsaam is aan hom. My aanbidding van hom is opreg. Ek vereer hom omdat hy God is. Ek bid nie net oor kos as ek moet eet en sê, maak my dankbaar nie. Maar ek aanbid hom omdat hy God is. Ek leer hom ken in die Ou Testament, die God van wonders. Ek aanbid hom. Ek is gehoorsaam aan hom. As ek gehoorsaam is, gaan God my verhoog. As hy my verhoog, gaan ek heerskappy hê oor die werke van die vyand. Dis wat God vir ons wil gee. Halleluja. Het nou lank genoeg gepreek. Ja, sal oor 11 man. Halleluja. Mag ek vir u bid? Maar ek wil u waarsku, gaan vir u bid. Maar as ek klaar gebid het, gaan jy uitstap hier met 'n verantwoordelikheid. Gaan net maar uitstap soos gewoonlik net. En sê, baie pastoor, lekker koffie gedrink, lekker koekie geëet, dan gaan ons lekker huis toe. Sien volgende week. Right. Gaan probeer. Ek gaan nou vir jou bid, dan gaan probeer jy dat ek kyk of jy reg kry.
Gaan kyk wat gebeur met Jakobus, gaan kyk wat gebeur. Gaan kyk bietjie wat met jou gebeur. Want ek wil vanmôre in die geloof 'n berg verskuif hier. Ek wil vanmôre in die geloof tradisie weggooi. Ek wil vanmôre in die geloof ongehoorsaamheid uitwis. Ek wil in die geloof vanmôre verslawing uitwis. Ek wil in die geloof vanmôre ligsinnigheid uitwis as 'n vesting van die Satan. En biddeloosheid, ek wil hom uitwis daai vesting. Biddeloosheid, Satan, vanmôre gaan ek jou breek. Ek gaan met die krag wat God my gee. Ek wil hê jy moet dit weet voor ek vir jou bid. As jy nie wil hê ek moet ingesluit wees met my gebed nie, hardloop gou uit. Spring vir jou kaartjie, spring. Want ek gaan nou vir jou bid. Kan ek maar bid? Ek glo God. Ek glo God. Hemelse Vader, ewige God, skepper van die hemel en die aarde. Aan U kom toe al die eer en die lof en die heerlikheid, want U is die skepper van alles wat bestaan. Ek buig my voor U vanmôre, Vader, met U versoen deur die bloed wat U seun Jesus, U woord wat vlees geword het, kom stort dit op Golgotha. Deur daardie bloed my met U versoen, ek is een met U. En Here, U sê in die woord, Jesus sê, ons sal by julle kom woning maak. Ek weet U woon in my op grond van die woord, op grond van die geloof wat ek daar in die woord het, en in die wete dat die krag van U Heilige Gees krag is in my, want U woon binne in my, en met daardie gesag wil ek vanmôre hierdie berge verskuif. Die eerste een van verslawing, ek verskuif daai berg van verslawing. Jou Satan, los hierdie mense. Ongehoorsaamheid. Jy het 'n vesting geword in hierdie gemeente. Maar vanmôre breek ek hy vesting af. Steen vir steen breek ek hy vesting van ongehoorsaamheid af in hierdie gemeente. Ek kanselleer jou insette, Satan. Ek kanselleer jou woorde. Ek kanselleer jou sette wat jou mense mee gevang het. Gevangenskap geplaas het. Ek verbreek daardie bande. Ek breek daai kettinge van ongehoorsaamheid. Breek die ketting van biddeloosheid. Here, op grond van die woord, maak ek hierdie manne en vroue wat U woord gehoor het vanmôre, maak ek bidders. Bidders wat U kan behaag. Bidders wat berge kan verskuif. Bidders wat vestings kan verbreek. Bidders wat in gehoorsaamheid kan staan, te ongeag die nagevolge, omdat ek kan sê, ek doen dit, omdat ek gehoorsaam is aan die Here. Halleluja. Ek roep vanmôre die deurbraak deur die Gees vanmôre. Ek roep vir 'n herlewing, wat dood was, weer lewendig word vanmôre in hierdie plek. Bidders word lewendig, manne en vroue, wat sal bid. Halleluja. Ek eer U daarvoor, Vader. Ek dank U, my God, vir die werking van die Heilige Gees vanmôre. Laat U vanmôre herlewing kom in mense se harte. Nie herlewing net om harder te skreeu en harder te raas as ons sing nie, maar herlewing van gehoorsaamheid. Herlewing van gebed. Herlewing van vrymaking, vrystelling en oorwinning oor elke werk en set van die Satan. Here, dat elke man en vrou in hierdie saal, myself ingesluit, oorwinning kan kry oor elke plan van die duiwel wat hy voor ons voete kom neerlê. Ons sal nie struikel oor sy planne nie. Ons is oorwinnaars. Ons sal oorwin. Ons is oorwinnaars. Ons sal nog meer oorwin omdat U krag in ons is. En ek dank U daarvoor, Vader, deur Jesus Christus, U seun. Halleluja. 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 Massa bongo tayangarabondi. Ek eer U, Here, vir U goedheid. Ek eer U vir U heiligheid. En U wat daar ver in die Kaap op die telefoon sit en kyk vanmôre. Ek bid ook vir jou daar.
Vir jy wat daar in die Vrystaatse vlakte sit en kyk na die telefoon vanmôre. Ek praat met jou, God praat vanmôre met jou. Die hele boodskap vanmôre gaan vir elkeen wat gehoor het. Die Here herstel vanmôre reg oor Suid-Afrika mense wat sal bid. Manne en vroue wat in gehoorsaamheid sal begin lewe. Manne en vroue wat die werke van die vyand sal verbreek met die krag van die Heilige Gees en die krag van God se woord. Halleluja. En ek dank U daarvoor, Vader. Dankie Here. Dankie Here. Amen. 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 Hier is 'n krag van God vanmôre hoor. Hier is 'n buitengewone krag van die Here nou. Halleluja. Ek eer U, Here. Halleluja. Kaboshalabangate rebengaya. Kom wat is 'n bietjie op die Here, moenie haastig wees nie. Net daar waar jy sit, begin net bietjie in jou eie vermoë hierdie groot God aanbid. Na die beste van jou vermoë, doen dit net nou. Begin sommer nou. Net daar waar jy sit, maak jou oë toe. Vergeet die mense langs jou rondom jou. Begin jy net bietjie die Here aanbid net daar waar jy sit. O, heilig is U, Here. Heilig is U, Here. Dankie my God dat ek 'n verwagting het vir 'n wonderwerk vanmôre. 'n Verwagting vir 'n geestelike deurbraak vir mense. 'n Verwagting vir 'n geestelike deurbraak vir hierdie gemeente. Sal nooit weer dieselfde wees nie. Sal nooit weer dieselfde wees nie. U is God. En U is in beheer. Ons buig voor U in aanbidding en in gehoorsaamheid, Here. Kobushabonangate rebengusayalabanda. Halleluja. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Dankie Here. Is jy besig om te aanbid daar waar jy sit? Moenie rondkyk vir die ander nie, aanbid jy die Here. Maak vanmôre 'n ooreenkoms met God en sê Here, ek gaan gehoorsaam word. Ek het my lewe aan U wy in gehoorsaamheid aan U woord, aan U wil en die leiding van die Heilige Gees, sodat U in my vereer kan word. Dat mense die lig van die wêreld in my kan sien. Dat ek die gestalte van Jesus Christus kan dra. Dat mense Jesus in my kan sien. Dankie Here. Dankie Here. O dankie Here. O dankie Here. Ek dankie Here.